begin vanaand met die eerste aflewering van suurdeeg en kondisionering. En hierdie reeks is bedoel dat 'n mens nie net by introspeksie sal bly nie, maar dat 'n mens sal oorgaan tot daadwerklike optrede. Want die woord sê vir ons dat by die wie die suurdeeg gevind sal word, so en daardie persoon moet uit die laar verwyder word. Vader is baie ernstig rondom hierdie kwessie. Die dinamika van waarheid, ons wil net eers die dinamika van waarheid vir u verduidelik, en om daardie rede moet ons eers gaan kyk na Genesis 5 vers 2. Nou, Genesis 5 vers 2 lees wonderlik. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle Adam genoem. Ek gee vir die versekering vanaand dat hierdie woordjie mens verwys na Adam. En Adam alleen. En as jy my nie glo nie, gaan toets dit maar aan 'n konkordansie of gaan toets dit aan iemand wat self ook 'n redelike diep kennis van die ou antieke tale het, dan gaan hy vir jou sê, dit is wat daar geskrywe staan. Het hulle Adam genoem. En dis die begin van die dinamika van die waarheid. Die Elohim doen iets hier, wat nog nooit gedoen was nie. Hy skaap hier 'n man en 'n vrou, en hy seën hulle, en hy noem hulle Adam, man en vrou. Daar's 'n rede waarom hy dit doen. Genesis 1, vers 26, staan geskrywe, en die Elohim het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En oor die hele aarde is wat ons moet onderstreep. As ons sê die hele aarde, dan beteken dit, Vader sê dat hierdie, wat hy na sy beeld en sy gelykenis geskape het hy geposisioneer in die plek van die Satan. Ek wil dit graag duidelik stel, dat jy moet kennis neem, dat Lucifer was die tweede in bevel. Hy was die gerub wat die koninkryk met uitgespreide vlerke beskut het. En hy het met 'n verskrikking gekom, daar 'n onreg in sy hart gevind. Ongeregtigheid is in sy hart te vind. Jesaja 28 verduidelik vir u baie mooi wat daar gebeur het. Maar u moet dan onthou dat terwyl hy uit die hemele uitgewerp is hy ook neergewerp op die aarde. Dit reg? Baie dankie. Daarom skep Vader nie in die plek nie, maar hy skep iets niets. Hy skep 'n dinamika. Hy skep hierdie wonderlikheid van 'n man en 'n vrou, en hy sê vir hulle, heers oor die hele aarde. Nou moet ons net nou gesê, is die Satan op die aarde neergewerp. Goed, en dan hierdie wat uit die Almagtige geskape is, wat is hulle posisie dan? As daar gesê word, hulle moet oor die hele aarde heers, dan beteken dit ook oor die neergewerpte Satan. Dis mos logika. En dis net waar die moeilikheid begin het, net hier. So onthou nou, wat is die tema van hierdie reeks? Suurdeeg en kondisionering. Nou, hierdie twee, die Adam, die man en die vrou, hulle ontvang die ruach, of die asem van die Elohim, oorgeset syne die Heilige Gees, en die asem van die lewe. En hierdie asem
wat hulle ontvang, bring 'n drang in hulle binnekant om te aanbid. Nou kosbaar is dit. Ja, dit bring 'n drang om die Almagtige te aanbid. En onmiddellik, terwyl hulle hierdie asem ontvang het, gee hulle gestalte aan die heerlikheid waarvandaan hulle geskape is. Hulle gee gestalte aan die beeld en aan die gelykenis van ons Vader. En heerskappy oor die skepping word hier eksklusief net aan hierdie Adam gegee, hierdie man en hierdie vrou, aan niemand anders nie. En ons moet 'n onderskeid maak vanaand tussen koninkryke en heerskappye en dies meer sy. En ons moet verstaan dat Vader nooit bedoel het dat iemand anders oor die planeet moet regeer as net die Adam nie. En dis die kosbaarste van die sê ding van ons Vader. Jy sien, die gees van Vader wat gesweef het op die wêreldvloed kom tot stilstand. Hy kom tot stilstand. Hy sweef oor die waters, aanskou hierdie verwoesting, hierdie leegheid wat hier ontstaan het, dan kom hy tot stilstand. En wanneer hy tot stilstand kom, beteken dit nie hy is moedeloos nie. Hy kom tot stilstand want alles wat hy aanskou het, is buite sy wil beweeg. So wat doen hy? Hy roep dit terug met 'n kragtadige woord. En hierdie woord sê, laat daar lig wees. Kan jy dit sien? So en wat daarop volg, is nie 6 skepingsdae nie, maar 6 restaurasietydperke. En wanneer hierdie plekkie gerestoreer is, en wanneer Vader dan sê, hy het gesien dat dit baie goed was, toe het hy hierdie Adam opgerig, om dit wat baie goed was, in stand te hou voor sy aangesig. Nou begin die groot stryd. Ek sien, wanneer Vader sê, dat die Adam is na sy gelykenis geskape, dan moet ons verstaan, ons moet eers gaan kyk, hoe lyk Vader se godheid. En sy godheid is geopenbaar in die skrifte. En dan sal ons sien, die godheid, of die Elohim, bestaan uit Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is glad nie onbekend nie. Maar die Adam word ook 3-dimensioneel geskape, want anders kan hy nie pas nie. Hy kan nie dan sê, ek is 'n gelykenis van die Allerhoogste nie. Hy kan nie sê, ek is 'n beeldnis van dit wat in die oorsprong van die heerlikheid lê nie. Hy kan dit nie sê nie. So hy moet ook so geskape word, sodat hy so bekend staan in die skepping. Die rede daarvoor is voor die hand liggend, want u moet onthou, dat die Satan is nou hier rond. So hier moet 'n gesag wees. Want Vader het nie die gesag van die Satan gestroop nie. Hy het nie sy wysheid gestroop nie. Hy het nie sy heerlikheid gestroop nie. Hy het hom dood-eenvoudig uitgeban uit die koninkryk. En hier kom die moeilikheid. Die Adam bestaan dus dan ook uit 'n drie-eenigheid. Aan die ander woorde, siel, gees en liggaam. En dit is ook vir u bekend. U is nie onbekend met hierdie stelling nie. En ons moet gaan kyk in 1 Tessalonisense 5. Kom ons blaai so 'n bietjie na 1 Tessa toe. 1 Tessalonisense 1 Tessalonisense 5. Is ek nou reg? 3, jammer. 1 Tessalonisense 3.
Vers 5. Ek net die so reg kry. Daarom toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom. Verskoning. Jy moet hoor wat sê Paulus. Hy sê, toe het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeefs sou wees nie. Hy wil dit te wete kom. Hoekom? Want siel, gees en liggaam is 'n driedimensionele skepping van Vader wat moet pas by die beeld of by die driedimensionele of die drie-eenigheid van ons Vader. Dit moet daarby pas. Nou Paulus in die Nuwe Testament het 'n probleem. Hy stuur aan die Tessas. Hy sê, ek versoek julle. Ek wil weet, hy sê dit so mooi, in die 5de vers, hy sê, toe ek dit nie langer kon uithou nie. Hy sê, ek kan dit nie uithou nie. En daarom het hy wat gedoen? Het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom. Hy wil hoor wat het met julle gebeur daar. Ek gaan na 'n paar teksverse toe verwys, sodat jy net kan volg. Kom ons praat oor siel, gees en liggaam. En daar is dit nou oor die geloof. En dan sê hy gaan verder, want hy sê, hy kan nie rus nie. Hy sê, en hy kan dit nie uithou nie. Of die versoeker, julle miskien nie wat nie, versoek het, en ons arbeid te vergeefs is nie. Hoekom ek die teks bring, is, dit kom uit Vader se hart. Want was Vader se arbeid met die oprig van Adam dan te vergeefs gewees? Ja. Of het die versoeker 'n ander geloof ingebring? Want waarom het die Adam Vader verlaat? As sy geloof in Vader was. En hy het die Satan se berading gevolg, dan beteken dit die versoeker het hom ooreed tot 'n ander geloof. Is dit reg? Ja. Okay. Nou, bly net aan na 2 Tessalonisense. Nee, jammer. 1 Tessalonisense 5. En die 23ste vers. Nou, hier is die remedierende, hier is die genesende gedeelte. Nou, onthou nou, hy bekommerd oor hulle. En dan sê hy, en mag hy die Elohim van vrede julle volkome heilig maak. Hier het ek 'n bietjie tref gelees, want dit beteken dat daar is ouens wat net gedeeltelik heilig word. Of daar is mense wat net 10% heilig is, of 60% heilig. Maar hier sê hy, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons meester Yeshua Messia. Ek sien dit is diep waaroor ons praat. Hy sê nie net 'n gedeelte nie, siel, gees en liggaam, dat dit onberispelik bewaar word. Weet jy waarom? Want die boek leer vir ons, Paulus sê dat wanneer ons koning kom, nie as nie, wanneer hy kom, dan gaan die wat in die grafte is, die wat in die doderyk is, wat in die rustplaas van die dode in bewaring gehou word, plus die wat nog in die lewe is, wat bewaar word na siel, gees en liggaam, wat onberispelik bewaar word, hulle tesame met die wat in die doderyk is, gaan in 'n oogwink verander word om gelykvormig te word aan sy heerlikheid, prys sy naam. Nou goed. Hierdie drie-eenigheid was deurdronge met die Heilige Gees. Hierdie siel, gees en liggaam. Hierdie wat Vader geskep het.
Hierdie hele eenheid, of hierdie drie-eenigheid, was deurdronge met die asem van die lewe, die Heilige Gees. So wat hulle gedoen het, en gesien het, en gepraat het, was alles uit die bedoeling van Vader Almagtig. En hierdie twee, hierdie man en hierdie vrou, het in hulle totale denke, en hulle emosies, en hulle liefdesuitinge, volmaak binne die wil van Vader gefunksioneer. Nou, ek gaan nie om verskoning vra dat ek nou so 'n bietjie langdradig is rondom hierdie inleiding nie, want ons moet mooi verstaan, dat ons kan nie net halfpad inhaak hierso nie, ons gaan nie weet waar die verhaal begin nie. So ons gaan die seelweeg en kondisionering verstaan, as ons nie weer terugval en mooi gaan kyk, waar het dit alles begin nie. Die Adam het 'n goddelike ekstase gelewe. Ek wil vra dat u vanaand dit sal onthou. Want dis wat ontbreek in die tyd waarin ons lewe. Die Adam, die man en die vrou, het in goddelike ekstase gelewe. Wanneer laas het u ekstase in u lewe ervaar? Wanneer laas? Wanneer laas was ekstase so volmaak in jou, dat jy gehuppel en gedans het, en dat jy dit nie kon hou nie, dat die vreugde in jou binnekant uitwaarts gedruk nie. Wanneer laas was jy op so 'n plek gewees? Maar die man en die vrou, die Adam, hulle was elke dag in ekstase oor die deurdrongende toestand van die Heilige Gees. En hulle het geweet, hulle is in plek, hulle regeer, hulle voete staan op die Satan, hy is vasgetrap. Hulle is die autoriteit wat Vader hier neergesit het. Ja, dit is ekstase. Dit is ekstase. En ons kan nie vandag so iets getuig nie. Ons kan nie. Ons is neergeslaan, ons is moeg, ons skouers hang, en ons praat oor sonde 24/7. Want daar is nie plek vir ekstase nie. Ongelooflik. Punt 4. Die Adam het in hierdie toestand geen gewete gehad nie. Ek gaan verduidelik hoekom ons so sê. As jy nooit gesondig het nie, hoekom moet jy 'n gewete hê? Jy het net 'n gewete as jy gesondig het. Mooi dink oor hierdie ding. So, die Adam het in hierdie geweldige goddelike omgewing geen gewete gehad nie. En die gewete, moet jy onthou, is die kenner van goed en kwaad. Nou, hoekom moes hulle kwaad geken het, as hulle binne die perfekte wil van die Almagtige geskep is? Hoekom moet hulle ook die kwaad ken? Dit was nie nodig nie. Want Vader het 'n ding gedoen. Hy sê die boom in die middel van die tuin, sien jy hom, Adam? Ja, U Majesteit. Moenie hom aanroer. Hoor jy, dit is soos wanneer jy vir 'n kind sê, "Sjoe," by die stoof. Dan glo hy jou nie. Dan beklei jy met hom 'n huilei, want terwyl die traantjies oor sy wange loop, steek hy sy vingertjies so uit dan brand die stoof hom. Dan huil hy. Dan draai hy om, dan sê hy, "Sjoe." Maar dan het hy 'n gewete, hy weet die stoof brand. Jy moet mooi hoor wat gebeur. Ongehoorsaamheid skep 'n gewete. Dis hoekom jou gewete jou kwel. As jy iets verkeerd gedoen het, dan kwel jou gewete jou. As jy die hele dag goed gedoen het, en jy was in plek voor Vader, het jy nie 'n gewete nie. Kla jou nie aan nie. Nie waar nie? Ja. Nou toe, leef 'n ou bietjie. Die Adam het in 'n totale onskuld voor Elohim geleef. Weet jy, dit is vir my die wonderlikste ding om te sê. Dit was net Vader se woord, net sy gees, net sy warmte, net sy wil, net sy lig. Hulle was binne in hierdie volmaaktheid,
En binne daardie volmaaktheid was hulle in 'n volmaakte onskuld omgewing. Daar was niks waar hulle skuldig was. Goed, ek verduidelik vir u die oorsprong. Ek wil net vir u wys. Ons gaan lank met mekaar praat oor hierdie aangeleentheid. Die Godhoof proklameer 'n verbod op die verkryging van 'n gewete. Hy plaas 'n verbod daarop. Genesis 2:17 is die verbod. Genesis 2:17 sê, as julle die boom aanroer, sal julle sekerlik sterwe. Dit is 'n verbod wat Vader plaas op die verkryging van 'n gewete. Hy plaas die beletsel daar, 'n verbod. As jy mag nie die boom aanroer nie, want as jy 'n boom aanroer, gaan jy 'n gewete hê. En dan kan jy nie meer in onskuld voor my aangesig wees nie. En dan dan sal ek jou moet uitban soos wat ek die Satan uitgeban het. Die storie daarna ken u so goed. U het dit al so dikwels aangehoor. Wat 'n tragiese oomblik. Wat 'n ontsaglike hartseer oomblik. Die doel van die skepping van Adam is my puntjie waaronder ek wil praat. En die eerste daarvan is geesgemeenskap met die Elohim. En die doel van die Adam was geesgemeenskap met die Elohim. Dat is die doel van die skepping van Adam. En wanneer die Adam so gemeenskap het, dan word hierdie liefdesuiting beantwoord deur die salwing met die Heilige Gees. Jy kan dus dan sien dat die oprigting van hierdie man en vrou was nie 'n impulsiewe oomblik nie. Vader is nooit impulsief, maar hy skep 'n perfektheid om dit wat hy gerestoreer het in stand te hou voor sy aangesig. Wat 'n kosbare heerlikheid. Paulus bevestig dat die Adam geroep is tot gemeenskap met die Elohim. 1 Korintiërs 1 vers 9. Kom ons blaai 1 Korintiërs 1 vers 9. En dan sal jy sien hoe kosbaar. Elohim is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy seun Yeshua Messia, ons meester. Sien julle? Mooi bevestig Paulus dit in die Nuwe Testament. En die ander doel waarvoor hy geskep is om in goddelike ekstase oor die skepping te heers. Dit is vir my so mooi. Hy is in goddelike ekstase, want dit wat vir hom gewys is, dis vir hom gewys hoe woes en leeg die plek is. Onthou, Paulus leer vir ons in Efesiërs 1 vers 4 dat ons is in Elohim uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. So hy kon sien hoe woes en leeg die plek geword het onder die hande arbeid van die Satan. Hy het hierdie kennis gehad, want niks is verborge vir Vader. En dan is hy in goddelike ekstase, wanneer hy beweeg in hierdie gerestoreerde omgewing, is hy in hierdie goddelike ekstase, elke dag kan 'n mens nou maar sê, menslikerwys gesproke. En hierdie toestand is die aktiewe uitlewing van die wil van die Elohim. Binne in hierdie ekstase is hy besig. Hy's aktief besig om die wil van Vader te leef. En kosbaar. Die volgende puntjie, die impak van die gewete op die gemoed van Adam. Nou hier begin die storie. Twyfel. En jy moet onthou, as jy volmaak bewus is van die krag en die wysheid en die heerlikheid van ons Vader, is daar geen manier hoe jy kan twyfel nie.
dis soos 'n kas dinamiet. Jy twyfel nie dat daai kas dinamiet kan ontplof nie. Is dit nie waar nie? So as jy hom onder jou arm dra, is jy baie bewus daarvan. Is dit nie waar nie? Amen. Okay, maar ek wil jy terugvat na die punt toe. Ek sê, die impak van die gewete op die gemoed van die Adam. Die gewete het wat gemaak? Hy het ongeloof gebring. Hy het getwyfel. Daar twyfel kom sit. En hy twyfel in die woord van Elohim. En dit vind drieledig plaas. Die twyfel in die woord van Vader. Dan gaan net vir vanaf verduidelik. 3 punte. Jy moet hoor hoe word dit vir ons in die skrifte deurgegee. Satan sê, julle sal nie sterwe nie. Dis Genesis 3. Gaan lees dit mooi. Die Satan sê, julle sal nie sterwe nie. Jy hoor nie wat het gebeur nie. Ek het vir u gesê, Vader het 'n verbod geplaas op die verkryging van 'n gewete. In Genesis 2 vers 17. Hy sê, moenie die boom aanroer nie, anders sal julle sekerlik sterwe. Die Satan kom, sê twak. Julle sal nie sterwe nie. Dis die eerste ene. Hy saai twyfel. Is dit reg? Goed. Hoor die volgende een. Hy sê julle oë sal oopgaan. Geliefdes, wag nou. Wag nou. Hulle was nie blind nie. Hulle het dan met 'n goddelikheid gekyk na die hele skepping. Nou wat 'n soort oë moes dan hier oopgaan? Hoor jy dit mooi? So hulle was nie blind nie. Hierdie oogoopgangery beteken iets anders, ons kom daarby. En hoor nou, die derde een, hy sê, julle sal soos Elohim wees. Wat 'n leuen. Hulle is dan soos die Elohim. Hulle is dan na sy beeld en na sy gelykenis geskape. Hulle het nie nodig om 'n behoefte te hê om so te word nie, want hulle is so. So wat die oogoopgangery beteken, is dat hulle sal die Satan in sy volheid sien. Dis wat dit beteken. Op daardie stadium het hulle hom nie so gesien nie. Maar nou sien hulle hom so. En dit is die erg van die omgewing waarin ons nou gaan aanbeweeg. En jy moet onthou dat die jaloesie van die Satan is die vertrekpunt. Onthou, hy het daarin geslaag, terwyl hy uitgeban is uit die heerlikheid, om hierdie planeet, 'n baie klein planeetjie, mikroskopies binne die uitspansel, maar tog het Vader 'n passie vir die planeet. En wat hier gebeur het, is dat, omdat hy uitgeban is uit die koninkryk, is hy jaloers. En wat doen hy? Hy rank hierdie planeet aan. En hier kom Vader, en hy sit 'n prins en 'n prinses hier neer. 'n vorstelikheid, 'n gesag uit die hoogte, wat die Satan vasstrap hier. Wat doen jaloesie in so 'n omgewing? Dit moet uitbreek. Maar hy doen dit baie subtiel. En dit is hoekom ons vanaand praat oor suurdeeg en kondisionering. Want jy moet nou verstaan waar dit kom. Hy sê, julle sal nie sterf nie. Wat is dit? Wat is dit? Wat sou u sê? Vader sê, julle sal sterf. Die Satan sê, julle sal nie sterf nie. Jy moet mooi gaan kyk, hoe bied hy hom aan. Die vrou sien hom. Sy sien dat hy 'n boom is,
'n lus vir die oog. Voorwaar 'n boom wat 'n mens wysheid van kan verkry. Sy begin hom sien. Ja, julle oë sal oopgaan. En hoor wat gebeur? Hierdie vrou word wat gedoen? Sy word suurdeeg gevoer. Jy moet vir my baie mooi fyn luister. Vader sê in Genesis 2:17, dis sy woord wat uitgaan. Hy sê, julle mag nie die boom aanroer nie. Dis die woord. Is dit reg? Die Satan sê, julle sal nie sterf nie. So wat doen hy? Hy vat die woord, wat die brood uit die hemel is, en wat doen hy? Hy sit suurdeeg tussenin. En wat gebeur met hierdie brood? Hy reis. Daarvanaf is daar geen keer nie. Wie het al gesien, maar rolle ou broodjies om klaar het nie, en so 'n ding bedryfie, en dan sit sy hom daar in die pan, en dan gooi sy hom toe met 'n kombersie, en môre vroeg, dan staan hy buitekant die pan, dan sit sy hom binne in die oond. Nou jy moet sien wat maak suurdeeg, hy bring 'n opgeblaasenheid. So, wat doen Vader met hierdie omstandigheid? Ons sal nou sien. Satan beroep hom op al 3 vlakke van die samestelling van die Adam. Hy penetreer siel, gees en liggaam. Hoekom? Want hy moet 'n volmaakte rebellie teen die Elohim se heerlikheid oprig. En dis erg, wanneer mense die diepte gaan bereik van suurdeeg en kondisionering, gaan u skud, ek gee vir u 'n brief vanaand. Dis ongelooflik hoe ons uitgevang is. Nou, hoe doen hy dit? Hy doen dit met 'n halwe waarheid. Kom ons toets net gou die halwe waarheid. Hy sê, julle sal nie sterwe nie, maar julle oë sal oopgaan. En hulle dink, okay, as 'n ou sterf kan jou oë mos nie oopgaan nie. Maar dis 'n halwe waarheid. Hoor jy dit? So hulle glo. Hulle sien nie dat hulle oë nog al die tyd oop nie. En die Satan het nie verklaar wat die Adam sou sien as hulle oë oopgaan nie. Hy het net vir hulle gesê, julle oë sal oopgaan. Hy het nie vir hulle gesê, wat gaan hulle sien as hulle oë oopgaan nie. As dit gebeur het, dan sou hulle gesê het, daar is nie 'n ooreenkoms nie. Ons het geen saak verder met jou. Kan jy sien? So 'n halwe waarheid vertel jou nooit die volle waarheid. Wat jy gaan sien nie. Wat jy gaan kry nie. Hoor jy dit? En dis die ou ding is vandag nog steeds aan die gang. Dit werk so goed dat die Satan hoef nie iets niets te ontwerp in die plek daarvan nie. Dit werk uitstekend. Okay. Ook nie wat 'n kennis van goed en kwaad opgedoen sou word. Hy het nie gesê watter kennis gaan hulle nou opdoen. Maar die Satan het geweet. As hy 'n gewete by hulle skep, twyfel hulle in die Elohim. En as hy 'n gewete in hulle gevestig het, is hulle nie meer in 'n staat van onskuld nie. Nou ek weet op die oomblik is dit tragies, dat almal van ons wat hier sit, het 'n gewete. En ons weet, ons is nie in 'n staat van onskuld nie. Dit is sleg vir ons. Ons wou nie daar gewees het. Maar ons is nou hier. Die primêre rede waarom hierdie kennis van die Adam teruggehou of verberg was, is die volgende.
dat die Adam nie deel moes word van die konflik tussen die lig en die duisternis wat op die aarde alreeds in alle felheid aan die gang was. Ek gaan verduidelik hoekom ek dit so sê. Primêre rede waarom hierdie kennis van die Adam teruggehou verberg was. Hy wou nie gehad het, die Adam moet sien, dat die Satan is in konflik met die Elohim. Verstaan julle dit? Dit is vir hom verberg. Hy wou die Adam oorwen na sy kant toe, om saam met die Satan in rebellie teen die Elohim te wees. Suurdeeg en kondisionering. Dis rof, maar dis hy. Verskoring. Die oopgaan van die oë, ons is nou daar. Die oopgaan van die oë. En hoor mooi, die evangelie van die duisternis is aan hulle verkondig. Toe sien hulle die ander koninkryk. Nou hoor mooi wat sê Joshua in Johannes 3 vir Nicodemus. As jy nie weer gebore word nie, sal jy my koninkryk nie sien nie. Is dit reg? En dit is presies wat hier gebeur het. Die oopgang van die oë beteken dat die evangelie van die duisternis is aan hulle verkondig. En hulle het 'n weggeboorte ervaar. Toe sien hulle die koninkryk van die duisternis. Maar jy moet nou onthou, as ons praat van die duisternis, dan duisternis is nie 'n tasbaarheid nie. Duisternis is maar net die afwesigheid van lig. As ons die ligte nou afskakel, dan is dit donker hier binne. Donker is nie tasbaar nie. Dit sê die lig is nie hier nie. Verstaan nie? En daarom sê ons sal later daarby kom vir u te wys, die volk wat in die duisternis wandel, het 'n groot lig gesien, sê Jesaja. Maar ons moet bly by die punt. Die evangelie van die duisternis is aan hulle verkondig. En hulle het dit gesien. En hierdie koninkryk word gesien waarin daar ek moet eers hier verduidelik. Hierdie koninkryk bring vir jou evangelie waar jy self kan kies hoe dit daar moet wees. Hoor jy mooi? Jy kan self kies hoe dit moet wees. Jy kan self kies tussen goed en kwaad. En binne in hierdie koninkryk het jy hierdie plekkie bereik waar jy kan kies tussen goed en kwaad. Maar die goed is opgerig met 'n halwe waarheid. En die kwaad word gerigsteen deur 'n halwe waarheid. So as jy nou 'n bietjie kwaad doen so nou, dan is dit nie so erg nie. Ons is onder die genade. Groot moeilikheid. Want dit is 'n halwe leuen. Hoe kan jy aan die Satan se kant wees en nog steeds onder die genade van die Elohim wees? So dis 'n halwe waarheid. Dit gaan sleg tweede kom. Dis fyn gedoen. Suurdeeg en kondisionering. Dis 'n baie fyn roete hierdie. Inderwaarheid het hulle oopgegaan in 'n ander koninkryk. Onthou nou, waar was hulle? Nou, oopgaan het te maak dat jy gaan van hierdie kennis af oor na ander kennis. Wie van julle was al op die Randse skou? Ek was baie donkie jare laas daar. Maar jy moet nou kyk wat maak mense. Hulle hardloop die hele dag van die een stalletjie na die ander stalletjie.
En vanaand sal hulle voete dwars deur geloop, want hulle is kapot moeg. Dan vra jy vir hulle, hoeveel stalletjies het jy gesien? Dan sê hulle, nee, ek kan nie onthou nie, is te veel. Nou, jy moet sien wat doen kondisionering. En nou moet nou vir my mooi luister vanaand. Kondisionering werk op dieselfde wyse. Jy word gejaag van stalletjie na stalletjie, van moment na moment. En jy kan later nie onthou hoeveel dit is. Dis 'n leuen. Vader het hierdie brein gebou om alles te onthou. Weet jy wat onderdruk dit? Gewete. Skuldgevoel. Onderdruk dit. Jy skaam, jy bær hom weg. Jy wil hom nie op die oppervlakte hê nie. Hy moenie in die lig wees nie. En so meer. Jy weet jy's uitgevang. Jy weet dis verkeerd. Enige een vanaand wat hier sit, kan my teëgaan in die stelling. Ons het nie nodig om u te leer wat is reg of verkeerd nie. U weet wat is reg of verkeerd. Hoekom weet u wat is reg of verkeerd? Dit dan nou destyds al begin. Maar nou kan ons nie meer vanaand praat oor wat reg of verkeerd is nie. Want die skrifte leer vir ons dat hulle sal reg verkeerd noem en wat verkeerd is reg noem. So dit is omgedraai, want dit is 'n ander omgewing. So ons oë het oopgegaan binne in 'n veranderde omgewing. So ons kan nie vandag wat hier voor ons oë is, evalueer ten opsigte van wat is reg en wat is verkeerd nie. Ons kan nie, want ons is gekondisioneer om wat? Om verkeerdheid reg te noem en wat reg is verkeerd te noem. Wat 'n geweldige hopelose toestand. Iemand nou tog nou nie in 'n gat loop sit na hierdie aanbieding nie. Is veronderstel om lekker skerp te raak, opgewonde te raak. Vader het die profeet Daniël gesê, in die laaste van die dae sal die kennis minder word. Hoor, wat? Meer word. Ek gaan die uitvang, jy moenie aan die slaap raak nie. Daar sê, nou, Romeine 6 vers 16. Jy sien, kondisionering, suurdeeg en kondisionering het 'n doelwit. En ons moet daarna gaan kyk. Miskien moet ek die res so 'n bietjie optel, as ek kan wakker bly. Ek dink ek gaan nou lekker suurig met u selfs. Romeine 6. Romeine 6 en die 16de versie. Weet julle nie dat aan wie julle liggame as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Daar sê. Nou kan ons mooi gaan kyk. As ons dan vanaand hier sit met 'n gewete en met skuldgevoelens, dan beteken dit, geliefdes, dat ons is slagoffers van suurdeeg en kondisionering. En wat gaan ons daarmee maak? Hoe gaan ons dit hanteer? So ons het diensknegte geword van halwe waarhede. Terwyl ons oë oop is. Want ons oë het mos oopgegaan. Ons ken mos nou goed en kwaad. Nie waar nie? Ons oë is mos oop. Ons het net nou hier gevra, ons het nie nodig om u te leer wat reg en verkeerd is nie. U weet wat reg en verkeerd. U oë is mos oop. Nie waar nie? Ja. Nou toe, nou hoor nou mooi. Hoor nou mooi wat sê hy. Ons is dan nou gehoorsaam aan 'n halwe waarheid. Kom ons maak 'n stelling vanaand. Kom ons praat oor die gebod wat net so hoog is, net so groot is, net so goddelik is as die groot gebod.
jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis mos 'n halwe waarheid om te verkondig dat die wat nie na sy beeld en gelykenis geskape is nie, is net so gelyk soos jy. Dis mos 'n halwe waarheid. Dis waar. Want die hele wêreld se oë is oop. En hulle weet wat's reg en verkeerd, maar hulle leef 'n halwe waarheid. Dis skokkend, is dit nie? Want dieselfde een wat gesê het, moenie die boom aanroer nie, is die een wat gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is hy wat sê, hieraan hang die hele wet en die profete. Is dit nie waar nie? Ja. Nou toe nou, om dan te gaan kyk, wie is jou naaste, beteken ons nou dood eenvoudig, ons moet gaan kyk wat het die mond van die Almagtige gespreek. Levitikus 19, verse 16 tot 18. Hy praat van jou volksgenote as jou naaste. Hy praat van die kinders van jou volk as jou naaste. Kan jy verstaan? Maar ek noem net een insident. Wat maak mense sy eie los en ander aanhang, wie Vader nie gesê het hy moet dit doen nie? Dis mos suurdeeg en kondisionering wat dit doen. Maar sy oë het oopgegaan vir 'n ander evangelie van 'n ander koninkryk. Dis mos nou 'n perfekte voorbeeld van suurdeeg en kondisionering. Nou vra ek die volgende ding. Hoe op dese aarde is dit moontlik dat predikante op kansel staan en hulle doen hierdie ding? Hulle lees die 10 gebooie. Dan kom hulle by die 6de gebod aan. Jy mag nie eg breek nie. Maar eg breek beteken nie dat man en vrou skei nou van mekaar nie. Dis nie wat daar geskrywe staan. Daar staan geskrywe, jy mag nie saad vermeng nie. Jy mag nie my egtheid wat ek jou gegee het vermeng nie. Jy mag nie die egtheid waarbinne ek jou geskaap het breek nie. En dan trou hulle wit en swart. En dieselfde Bybel uit. Wat is dit wat dit doen? Hulle oë het oopgegaan, nie waar nie? En hulle het 'n ander evangelie van 'n ander koninkryk aangeneem en hulle leef dit, terwyl hulle net die helfte van hierdie woord verstaan. Nou 'n halwe waarheid is 'n leuen. En wie is die vader van die leuen? Dit is Satan. Nou, ons het so 'n bietjie gepraat van Genesis 1, maar nou is ons al hier by die 22ste April 2010. Dit is nou 6000 jaar later, vrugtig, ons is met dieselfde goed besig. Dit is nie ongelooflik. Nou hoe nou? Nou kom ons moet aangaan. Die Satan is 'n meester in verknegting. Nou moet jy mooi vir my luister. Hy is 'n meester in verknegting. Hy verkneg mense. Vader rig hulle op om oor die aarde te heers. Die Satan met suurdeeg en kondisionering verkneg hulle. So dit dan ook gekom dat ons in hierdie land knegte van die knegte geword het. Kan jy dit nou hoor? Hoekom? Kondisionering en suurdeeg. Wanneer het hulle begin lieg? Mense sê vir my, ja, die nasionale party het gelieg. Foei toch. Satan werk deur die eeue heen, van geslag tot geslag. En hy het briljante dinge wat hy oprig. Nasionalisme
enige ding wat verabsoluteer word, is 'n isme. Hoor, so nasionalisme, patriotisme, Israelisme, en al hierdie goed. Dis goed wat verabsoluteer word. En want dit pas nie by die heerlikheid van Vader. Hy sê, heers oor die plek. Hy het nie gesê, bou ismes nie, man. Wat wil jy met nasionalisme maak? Hoekom kan jy net dood eenvoudig sê, die Elohim het gesê? Hoekom kan jy nie net dit doen nie? Hoekom kan jy nie die woord in jou bors vasdruk en sê, die Elohim het gesê? Hoekom wil jy iets anders skep? Hoekom wil jy die paradys altyd so 'n bietjie renovate? Hoekom wil jy hom 'n bietjie mooier maak? Hoekom wil jy Vader se woord altyd so 'n bietjie inkleer, so 'n bietjie mooier maak, storieetjies maak? Hoekom kan jy hom nie sê soos dit is nie? Dis die boek van die lewe, hierdie. Hy gee lewe. Hy is die lamp van die voete. Nee, en die lig van die oog. Nou toe. Die goed maak 'n mens opgewek. Julle sal nie sterf nie. Ons moet dit gou met mekaar hanteer, dan maak ons klaar. Julle sal nie sterf nie. Biologies het hulle definitief nie gesterf nie. Anders was ons nie vanaand hier nie. Reg? Ja. Mooi. So dat ons 'n ander dood gaan ry, waarvan die Elohim nie gepraat het. Ons gaan gou daaroor praat. Sterf beteken nie, in hierdie geval, dat die biologiese tot stilstand kom nie. Dit beteken om te skei. Eina. So as jy die Adam mooi kyk, en jy sien hoe hy onder die suurdeeg en die kondisionering inkom, dan skei hy van die Elohim. Geliefdes, hoor my hart vanaand mooi. Hoe dit gekom, dat in die aanvang van die 50er jare, toe vat hulle die boek, die teoloog, toe sê hulle, die Bybel sê, apartheid is van God, sê hulle. Maak hulle wet. In 1992, toe gaan Neil en Rissenburg, hulle sê, die Bybel sê, apartheid is 'n sonde teen die mensdom. Help my. Hoe verduidelik jy so 'n situasie? Maar hier staan hy. Wat het gebeur? Hulle het van die Elohim geskei. Hoekom? Want hulle het die boom aangeroer. Kan nie, hoor jy wat ek vanaand vir u sê? As dit nie so is nie, geliefdes, as dit nie so is nie, wat maak ons met Esegiel 34? Kom, bly saam met my. Esegiel 34. Kom ons kyk bietjie wat sê hy daar. Skole? Mensekind, profeteer teen die herders van Israel. Hoor, wat moet hy sê? Sê vir hulle, vir die herders, so spreek sy majesteit, wie die herders van Israel wat aan hulle self veiding verskaf. Moet die herders nie die skape laat wei nie? Julle eet die vet en beklee julle met die wol. Julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wei nie. Julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie. En die wat gewond is, verbind julle nie. En wat weggedryf is, bring julle nie terug nie. En wat verlore is, soek julle nie. Maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. Vers 5, so het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie, en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld, en het verstrooid geraak. Die wilde diere van die veld, die Kajeerets. Die Kajeer. Hulle is vandag burgemeesters en sovoorts.
Nou sê, jy lag nou vir my, maar jy weet dis waar. Nou, wat het gebeur? Wat het gebeur? Julle sal nie sterf nie. Maar hulle het dit aangeneem. Maar hulle is geskei van die heerlikheid. Hulle is afgesny. Hulle is losgeskeer van die heerlikheid waar hulle aanvanklik in was. En hoe maklik het dit net nie gebeur nie. 3 stukkies suurdeeg. En weg is hulle. Nou, in die tyd waar ons leef, is die suurdeeg en die kondisionering baie meer intens, baie meer subtiel, sou ek sê. Nou, hoor wat sê die Koran vandag. Dit is ongelooflik. Hulle sê hier is 40 miljoen Christene in Suid-Afrika. En ek sê, ja, wragtig, dis waar. Dit is regtig waar. Want wat se ding is 'n Christen? Jy sien, ons het 'n probleem, die koning van die koning sê, hy sê, na my sal daar baie valse Christusse opstaan. En elkeen sal in sy eie naam kom. Nou as ons nou vandag 'n bietjie kyk na al die name in hierdie land, net hier sommer in Suid-Afrika en voor ons agterdeur, dan sal u sien dat die NG Kerk se Christus en die AGS se Christus is nie dieselfde nie. Dit is tog logies. Maar kom ons vat hom nou so 'n bietjie wyer. Dan sit ons met 3000 Christusse. Nou, al hierdie vals Christusse wat hier binnekant werk, het 'n omgewing geskep. Elkeen het volgelinge. So daar 3000 Christusse met hulle volgelinge. En hulle word genoem Christene. Wat 'n kolossale sotheid. Kan jy dit sien? Daarom verklaar ons, ek is nie 'n Christen nie. Daar geen manier hoe jy vir my gaan meer kwaad kry as jy my 'n Christen noem nie. Ek sal 'n oorlog begin daaroor. Jy noem my nie so nie. Hoekom nie? Ek kan nie deel wees van 'n ding wat die Satan opgerig het nie. Dis mos onmoontlik. Vader het die Christene opgerig nie. Ons gaan vir u wys in hierdie reeks. U oë gaan rek, ek beloof vir u. Hierdie is net 'n inleiding. Nou, die verlore seun van Lukas in Lukas 15 verduidelik 'n baie interessante ding. Ek wil nie die verlore seun hanteer nie, maar wil net vir u wys wat sê hy. Hy sê, gee my wat my toekom. En toe het hom aangesluit by 'n burger van 'n ver land. Weet jy wie is daai burger? Dis die Satan daai. En wat het daar gebeur? Hy kom met die erfporsie uit die hemele daaraan. En raai wie beroof hom van daardie erfporsie? Die burger van die ver land. Hoor jy die verhaal van Adam? Kan ek net bysny op hierdie oomblik ten opsigte van die jonger broer en die oudste broer? Hierdie kwessie. Jy lees mos daar in Lukas 15, maar die oudste broer, die oudste seun het mos by die huis gebly. Kan ek net vir die menslikerwys verduidelik? Die jongste seun is die Adam, die man wat sy erfporsie na die Satan toe oorgedra, en die oudste boet was Yeshua. Hy is die oudste broer. Hy word in die evangelies genoem ons oudste broer. Kom aan mense, het jy dit nog nooit raak gelees? Dit is so kosbaar. Dit is so wonderlik om dit te kan verstaan, so heerlik. Nou sê, ons ou boet het vir ons ingetree. Dis hy wat sê, Vader, kom ons gee hom nog 'n ander deel van die erfporsie, ons is mos baie.
maar laat hy net terugkom huis toe. Hy is by 'n ander koninkryk, hy's van ons geskei. Kom ons stuur mense, dat die evangelie van die koninkryk van die hemele verkondig sal word. Dat hulle weer hierdie koninkryk ook kan sien en die heerlikheid daarvan. Maar so kosbaar. Wonderlik. Nou, hy sê ding hierso, my seun was dood. Nee man, hy het nog die varkens en pele begeer en allerlei goede gedoen. Hy was so min dood as die man maar. Hy was lewendig. Maar die vader sê, hy was dood. Genesis 2:17. Kan jy dit sien? Ja. Maar toe hy daar aankom, moes hy gestroop word. Van wat? Van suurdeeg en kondisionering. Want hoor wat sê hy? Hy sê, ek het gesondig. Ek is nie werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos 'n diensknegt. Ek nou net het ons gepraat oor verknegting. En dit het gehoor. Hoor met wat se kondisionering kom hy by die Elohim aan. Dan luister hy nie na hom nie. Hy herstel hom. Reinig hom, was hom, trek hom 'n nuwe kleed aan. Sit 'n ring aan sy vinger. Weet wat beteken die ring? Hy kry weer sy gesag terug. Skoene aan die voete. Hy trap weer op die Satan. Hy sê, die evangelie leer vir ons, ek sal vir julle skoene aan julle voete aantrek, waarmee julle op die slange en die skorpioene sal trap. Dis die evangelie van die heerlikheid waarvan ons praat. Maar jy moet sien wat het kondisionering gedoen. Kondisionering. Kondisionering sê, ai vir tog, Ellen Boesak is ook 'n kind van die Here, sê hulle. Nou, hulle sal seker hierdie materiaal in die hande kry, vir my kwaad wees daaroor. Maar ek kan nie help nie. Die Elohim het gesê. Hy het so gesê. Sy boek sê, die pastor mag nie in die vergadering kom nie. Hy het so gesê, is nie ek nie. Hoekom is julle nou vir my kwaad? Gaan druk bietjie arm met my vader. Ek wil graag dit dophou. Dit is 'n soetheid. Maar dit is halwe waarhede en dit is suurdeeg en dit is kondisionering. Wat hier werk. Wat 'n ongelooflike soetheid. Let dringend op dat hier het die Heilige Gees die Adam verlaat. Ek moet onthou, die oomblik as jy sterf, so doodgaan, beteken dit jy is geskei van die Elohim en jy is ook geskei van die asem van die lewe. Hoor jou? So dis 'n perfekte doodgaanery. En jy is volmaak verkneg aan die Satan. As die evangelie van die koninkryk nie verkondig is nie, as Yeshua nie in Jerusalem ingestap het nie, sou hy nie die suurdeeg en die kondisionering kon breek nie en sou sy volk nie tot bekering kon kom nie. En ons moet ernstig oor hierdie punt wees. 2 Timoteus 1:7. Hierdie volk leef in vrees. Elke dag van hulle lewe. Sy vrees dit, sy vrees dit, sy vrees dit. Sy vrees. Hoekom? Sy is buite die wil van die Elohim. Sy is buite die heerlikheid. Sy is buite die majesteit. Sy is sonder die asem van die lewe. Maar wat sê 2 Timoteus 1:7? Want die Elohim het ons, Adam, nie 'n vreesagtige gees gegee nie. Ek praat met jou wat vanaand hier so sit. Die Elohim sê, ek het jou nie 'n vreesagtige gees gegee nie. Nou vra ek vanaand vir hierdie kosbare gehoor. Sê net vir my, hoekom sit jy met vrees?
Die Elohim sê, hy het dit nie gegee nie. Ek glo, want hy sou dit nie gedoen het nie. So waar kry jy vrees vandaan? Hoekom is vrees in jou? Hoekom regeer vrees in jou? Hoekom is twyfel in jou binnekant? Wat is met jou in die gang? Jy's 'n slagoffer van suurdeeg en kondisionering. So dit. Wie het jou geleer dat jy naak is? Wie het jou geleer dat jy naak is? Hulle sien, hulle is naak. Niemand, dit gaan nie oor biologiese naaktheid nie. Hulle sien die heerlikheid is weg. Wie het jou geleer dat jy gestroop is van die heerlikheid? Kom maar net dink, nee. Ek moet afsluit. Tydens die instelling van die koningskap van die Adam, het die sonde reeds bestaan. Hoekom? Want die Satan was daar. Sien jy dit? Okay. En het die Elohim die vloek van sy toorn daaroor uitgespreek. Dink jy dat Satan is, hoor jy ou Billy, ons is nou 'n bietjie kwaad vir jou in die koninkryk, ek dink jy moet 'n bietjie skuif hier af aarde toe. Dit staan nie so geskrywe nie. Die woordjie katabule in die antieke taal word gebruik. Katabule. Daar staan neergewerp. Daar was woede in die troonkamer. Okay. En Vader het 'n toorn oor daardie omstandigheid uitgeroep. En hy het 'n vloek beskik oor daardie ding. Nou hoor nou. Hoor hoe subtiel het hulle gekom. Hulle het ons met suurdeeg gevoed en hulle het ons gekondisioneer om met 'n halwe waarheid te skei van die Elohim en so het ons onder die vloek ingekom sonder dat ons dit geweet het. So die koninkryk van Yeshua Messias wat is 'n krag wat uit Elohim uitgaan om wat te doen? Om ons weer te laat sien deur hoe die teruggeboorte na die plek toe waarvandaan ons uitgeval het. So die wedergeboorte is nie 'n emosionele ervaring nie. Want die teken van die wedergeboorte is, jy sal my koninkryk sien. En hier baie mense wat die buitekant rondloop, hulle het albei 'n flappies om die nek, en hy baie lief vir hom, en hy noem homself 'n gewederbaarde kind. Plak man, kom ek sê dit vanaand in die duidelikste taal, dis die moois opgedoste strikkie aan die nek leuen wat ooit hier rond vertel het. Wedergeboorte beteken, jy kan die koninkryk van Elohim sien. Daar's geen ongeregtigheid daar nie, geen onreinheid nie. Jy sal dit nie daar vind nie. Dit is so kosbaar. Hoekom leef ons dit nie? Wanneer die hand na sonde uitgesteek word, is jy outomaties onder die vloek. Ek verduidelik. As jy 'n skottel petrol hier het, binne in die petrol is 'n vet. As jy 'n vuurhoekie daar trek, dan praat hy. Die Elohim stuur nie 'n engel met 'n fakkel om die petrol te kom aan die brand steek. Die wet van die Elohim in die petrol sê, hy moet brand as daar 'n vlam by hom kom. Nou so outomaties het Vader die vloek gemaak. Die oomblik as jy jou hand uitsteek na die sonde, is jy onder die vloek. Outomaties. Dis hoe Vader se goeie werk. En dis mos nou maklik. Om ons van die heerlikheid af weg te hou, al wat die Satan moet doen is, hy moet suurdeeg en kondisionering gebruik om ons aan mekaar te leer om ons hande uit te steek na waar ons die vloek oor onsself aktiveer. Ek gaan net tot vanaand tot hier en mag sy majesteit deur die kragvolle werking van die Heilige Gees vir u belig
en die sien en die koester en die verstand helder maak, en die oog en die oor verskerp, sodat jy kan sien by watter omgewing ons aangekom het, sodat ons daadwerklik besluite kan neem in ons eie lewe. Want ek sê dit nou vanaand vir u, hier is 'n gees van bevryding losgelaat onder die volk hier buite. En waar is die leraars wat hierdie soekende massas moet begelei na die heerlikheid van ons Vader? Amen.